Dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te kan wees. Dankie dat ons in U mag leef, elke dag van ons lewe. Dat U ons help, dat U ons lei op die regte pad, dat U ons lief het, en dat U die beste vir ons in ons lewe wil hê. Nie net vir ons nie, maar almal rondom ons. Dankie Here vir U geweldige liefde vir ons, dat U 'n plan gemaak het dat ons dit kan ervaar, kan leef. En Here, dankie dat ons ook vandag saam as gemeente hier by mekaar mag wees. U naam kan loof en prys en kan hoor wat U vandag vir ons wil sê. Help ons om toe te laat dat dit vir U, wat U vir ons wil kom sê, ons lewe kom verander. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Dankie vir U liefde, U genade en wie U is. Amen. Kom ons lees Jesaja 35. Dan gaan we van vers 1 aflees. Die woestyn, die dorland sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afgedulle. Hy sal in volle bloei staan en hy sal juig en sing. Hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van God. Bemoedig die wat sy hande slap hang, help die wie se knie knik, sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red. Blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die verskroeiende aarde sal 'n moeras word, dorsland waterryke wêreld. Waar daar nou net vir jakkalse lêplek is, sal gras en riet en piesies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop. Dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal daar nie loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeu's op die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere oploop nie. Hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Is so wonderlik, as jy die afgelope paar Sondae in die kerk was, dan sou jy gehoor het dat ons bietjie uit Jesaja uitbreek. So ons het hierdie temas gevat en bietjie gekyk wat doen Jesaja hiermee. En die eerste Sondag het ons gepraat oor hoop, waar Jesaja hierdie amazing prentjie van hoop skep, van 'n ideale wêreld met 'n hemelse tempel, waar alles perfek is, waar alles mooi is. En waar die politieke landskap van die hele wêreld verander, en waar almal in ag geneem word. 'n Prentjie van hoop, 'n prentjie van uitsien, 'n prentjie van 'n perfekte wêreld. Amper 'n prentjie wat onmoontlik is. Maar God sê, dit is moontlik saam met hom. Tweede Sondag het ons Jesaja 10 gelees, en dit gaan oor die perfekte regeerder. 'n Regeerder wat vrede deel van sy wese het, en wat almal rondom hulle in ag neem. Waar daar vrede op aarde is, waar niemand hoef te worry nie, waar almal weet, maar die beste word vir hulle gegee. Die beste lewe wil vir hulle gegee word. God wat vir ons wil sê, jy kan vrede ervaar, want ek is by jou. Ek is in jou en ek sal altyd by jou wees. Gebruik die simbool van 'n brose takkie wat uitspruit. Maar hierdie takkie is okay, want dit is gewortel in 'n groot stomp. So, ten spyte van al die chaos wat rondom gebeur, die omstandighede wat dalk die takkie kan seermaak, kan daar lewe wees, en kan hierdie takkie opstaan en weer groei
want hy's gewortel en gevestig in God. So die simbool van ek kan vrede hê ten spyte van die wêreld wat goed na my kant toe gooi wat ek nie noodwendig kan beheer nie of wat my seer maak, kan ek weet ek kan vrede hê want God is in beheer. En vandag gaan oor vreugde. En die simbool wat hy gebruik is dan water, né? Water bring lewe, dit voed, dit herstel. Ons kan net sien wat gebeur met die wêreld rondom ons nou dat ons so baie reën kry. Alles is groen, alles is mooi, né? Dit bring herstel. Dit was skoon. En dit is noodsaaklik om te kan oorleef. Ons kan nie leef sonder water nie. En as mens oorvloed water het, dan kom mens nie agter jy dit so verskriklik nodig nie, né? Want dit is net daar. Ons vat dit so half vanselfsprekend, né? Ons weet ons is afhanklik daarvan, ons weet ons moet dit hê, want ons kan nie oorleef sonder dit nie, maar dis maar deel van ons lewe. Aan die ander kant, as daar 'n tekort aan water is, dan kom jy baie vinnig agter hoe noodsaaklik dit in jou lewe is, né? Jy kom baie vinnig agter, jy kan regtig nie oorleef sonder dit nie. Dis nie net, dis eintlik 'n verskriklike seën om water te kan hê. En jy kom dit agter as jy 'n tekort daaraan het, wanneer dit skaars raak. En as mens nou kyk na die prentjie van Israel, dan moet mens onthou dat Israel is geleë in die woestyn, né? So water was verskriklik skaars daar, is verskriklik skaars daar. So vars water was regtig iets wat hulle as baie belangrik beskou het. En hulle moes mooi werk met hulle water. Hulle moes mooi planne maak om seker te maak dat hulle reg deur die jaar vars water het. Anders gaan hulle letterlik nie oorleef nie. Hulle het dit baie nodig. Hulle het baie planne gemaak met diere geboer wat nie noodwendig so baie water nodig het soos ander diere nie. En om te plant was ook 'n uitdaging, het was 'n noodsaaklikheid om te kan plant. En hulle moes baie planne maak, hulle damme opgaarplekke gebou om die reënwater op te vang en al daai goedertjies. So water was vir hulle geweldig kosbaar. Okay, so water. Nou, as Jesaja nou hierdie stuk skryf, dan sit die Israeliete reeds hier in ballingskap. So hulle is deur oorlog, alles is weggevat, hulle hele stad is in flarde, alles lê plat op die grond, die tempel is verwoes, hulle huise is verwoes, hulle het alles verloor. En bo en behalwe dit het hulle nie net daar gelos nie, hulle het hulle gevat en hulle het hulle weggevoer in ballingskap na hierdie vreemde land. In 'n land waar hulle regtig nie wil wees nie, want hulle is gevangenes daar. Hulle verlang. Hulle pleit by die Here. Here, ons wil huis toe gaan. Ons wil weer wees soos wat U ons gemaak het om te wees. Hierdie groot en magtige volk wat almal voor bang was, want God was aan hulle kant. En toe besluit hulle weet beter as God, en toe sê God, hou op hiermee, en hou op hiermee, hou op hiermee, en hulle wou nie luister nie. En toe op 'n dag, toe hou God op praat en hy doen wat hy gesê het hy gaan doen. Hulle verloor alles. Dit wat God en die profete hulle voor gewaarsku het toe al die tyd toe nou gebeur. Want hulle wou nie luister nie. Hulle wou nie terugdraai na God nie. Hulle ervaar 'n wêreld wat in mekaar gesak het. 'n plek met min vreugde, eerder doodsheid, moedeloosheid, opgee, die verskriklike trauma van letterlik alles verloor en sien jou geliefdes hulle lewe verloor, hoe jy weggeruk word uit 'n plek waar jy, na 'n plek toe waar jy nie wil wees nie, uit 'n plek wat jy huis noem.
Die mat is heeltemal onder hulle voete uitgeruk. So hulle is nie op 'n goeie plek nie. En dan kom Jesaja en hy kom vertel vir hulle, ek het by die Here gehoor. Julle sal weer huis toe gaan. Die Here het julle vergewe. Die Here het dit vir julle moontlik gemaak om weer huis toe te kan gaan. Ja, julle het hierdie straf gedra, julle dra hierdie straf, want julle wou nie luister nie, maar hy's nie klaar met julle nie. Hy het nie moed opgegee met julle nie. Hy maak weer 'n plan dat julle weer kan terugkeer. God sal weer herstel. Hy sal weer verlos uit ons ellende. Ons sal weer opstaan. En dan vergelyk Jesaja dit met hierdie nuus wat so amazing is, met hierdie simboliek van jy sit in hierdie woestyn. Alles is dor en droog. Jy is besig om te ontwater. Jy is op pad om dood te gaan. Alles rondom jou is besig om dood te gaan. Daar's niks. Alle moed is verloor. En dan kom daar strome water wat uit die woestyn uitbars en van alle kante af kom daar water. Die woestyn jubel en dit blom. As ons vers 1 en 2 lees, die woestyn, die dorre land sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille, so blomme en alles sal weer uitspreid. Hy sal in sy volle bloei staan, hulle sal juig en sing, hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. So hierdie prentjie van, wow, hierdie prentjie van, dit kan weer wees. Dit sal meer en mooier en wonderliker wees as wat jy ooit kan dink, sal ek, wat jou God is, dit weer maak. En dan sê hy, daar's 'n pad van regverdiges, regverdige mense, mense wie op God vertrou, wat teruggedraai het na God toe en sê, Here, ek het stikkend gemaak, ek het seer gemaak, ek het verwoes, ek is verwoes. Here, help my, ek weet ek's nie perfek nie. Here, vergewe my. Opregte mense wat met hulle harte en hulle seer na God toe kom en sê, ek is hier, Here. En dan sê God, die pad op pad huis toe is 'n perfekte pad. 'n Pad waar God alleen heers, waar alles goed is, waar wonderwerke gebeur, as ons vers 3 tot 6 lees. Hulle sê, bemoedig die wat se hande slap hang, help die wat se knie knik, mense wat moeg is, mense wat nie meer wil nie, bemoedig hulle, daar's hoop, sê vir hulle, vir die wat hoop verloor het, versterk, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier, hy kom om wraak te neem teen julle vyande, God kom julle red. Blindes sal weer kan sien, hierdie wonderwerke, né? Dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos stakbokke, stommes sal kan sien. Al hierdie wonderwerke gaan gebeur op hierdie pad. God is in beheer. Alles gaan wonderlik word. Daardie pad is vol riviere, waar daar's nie 'n tekort aan water nie, aan nuwe lewe nie. Alles is in oorvloed. Ons lees daar, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld, die verskroeiende aarde sal 'n moeras word, dorsland 'n waterryke wêreld. Waar daar nou net jakkalse lê, sal daar gras en riet en bissies groei. Daar sal 'n groot pad in die woestyn loop, en dit sal bekend staan as die gewyde pad. God wat in beheer is. Daar is lewe, perfektheid, nuutheid, mooiheid. Alles wat vreugde is. 'n Pad van groot vreugde. Soveel vreugde dat dit jou verstand te bowe gaan. Heeltemal onmoontlik, maar God is in beheer. God weet wat hy doen. God kan hierdie laat moontlik word. Jesaja wat vir hierdie volk sê, hou moed. Jy sal weer huis toe gaan.
daar sal weer strome lewende water uit die woestyn uitbars. Daar is hoop. En as ons vandag in ons wêreld sit, wat baie keer so 'n bietjie 'n woestyn is, wat baie keer moeilik is, wat ons baie keer nie weet, wat gaan ons doen met onsself nie, hoe gaan ons oorleef, hoe gaan ons kinders oorleef, is daar toekomste, van hierdie goed is, niks van dit is onseker nie, né? Dit maak ons moedeloos, dit maak ons bang, dit maak seer, en nou kom God en hy sê, 'n verlosser is gebore. Hy die pad kom oopmaak, dat ons kan huis toe gaan. Dat ons saam met God kan lewe, vir nou en tot in alle ewigheid. God wat vir ons kom sê, maar ja, die wêreld is chaos, en daar is soveel seer, en jy het soveel seer. Maar daar is hoop. Dis seker hoop. Jesus het gekom, hy het plan gemaak dat jy by God kan wees vir altyd. Ons gaan oukei wees. Want God was toe al die pad, en is toe al die pad in beheer. As ons wag vir Kersfees, as ons wag vir Jesus Christus, om as 'n papbabietjie gebore te word, broos, maar gewortel in God, veilig, want God is in beheer, om ons te kom verlos. Dan kan ons dit met groot vreugde doen. Want hierdie nuus is soos water wat uitbars uit 'n droë woestyn. Groot vreugde. Jesus is gebore. Hy het dit moontlik gemaak om die pad te kan, dat vir ons om op pad huis toe te kan wees. En meer as dit, hy het ook aan daai kruis gesterf, sodat as hy weer kom, dat die wat glo, die wat regverdig is, die wat hom aanvaar het as ons verlosser, dat ons op pad kan wees na 'n totale perfekte wêreld saam met God, vir ewig en vir altyd. Sonder pyn, sonder seer kry, sonder swaar kry. En dis hoekom ons, as ons wag vir Kersfees, as ons wag vir ons verlosser, kan ons in ekstase wees. Ons kan op en af spring van opgewondenheid. As mens dink aan kinders, as hulle opgewonde raak, hulle is so opreg, né? Hulle raak so opreg opgewonde en hulle kan uit hulle vel uitbars van opgewondenheid. Ons kan ook. Want die Here sê daar's hoop. Die Here sê dit gaan moontlik wees. Die Here sê 'n verlosser is gebore in die stad Bethlehem. Dankie Here. Dankie dat U so amazing is. Dat U vir ons dit moontlik gemaak het om altyd by U te wees. Kom ons bid en dan sê ons dankie. Dankie Here dat ons vandag met 'n glimlag op ons gesig kan weet. Dis Kersfees. Ons is opgewonde. U is gebore. Dit wat U beloof het gebeur. En dit wat U nog beloof het sal ook gebeur. Dankie Here dat ons kan vreugde ervaar ten spyte van die feit dat die wêreld soms moeilik is. Ten spyte van die feit dat my lewe soms moeilik is. Dankie Here dat ek kan opgewonde wees. Dankie dat ek vreugde diep in my hart kan ervaar en kan weet. Dit gaan oukei wees. Want God is in beheer. Dankie Here vir U liefde en U genade. Dankie vir U almag, dankie vir U grootheid. En dankie dat U beloftes hou. Dat U getrou is. En dat hierdie beloftes wat U vir ons kom gee het, nie net leë beloftes is nie. Dit gaan regtig gebeur en ons kan regtig vashou met dit. Vashou aan dit met ons hele hart. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen.